So vandag het ek gewerk, soos 'n bediende nie gewerk het nie. Maar anyway, dit is dit. Spring cleaning is wat ek vandag gedoen het. Alhoewel, ons is al by die einde van September, maar ja, ek het nou gespring clean, want ons gaan Vrydagoggend bitter vroeg, soos ek hier al gesê het, gaan ons 'n bietjie daar na my wêreld toe, terug na die Wes-Kaap, want sekere mense, aka ekke, het hulle 20 jaar hoërskool reunie. Ja, dit is eintlik verskriklik. Veral as jy kan onthou van goed wat jy gedoen het en goed wat jy gesê het in matriek, en jy kan nie dink, dis 20 jaar terug nie. En weet jy wat die ergste van alles? Ek en my suster kan albei onthou, toe ons by my ma se 20 jaar reunie was. Ja, dis glad nie shocking nie. Anyway, ja, ek het soos gordyne gewas. Gepraat van gordyne was, dink julle nie ook gordyne is baie beter as blindings nie? So seriously, ek wil weet. Want ek verkies gordyne, en ek gaan vir jou sê hoekom. Dis so maklik. Jy haal dit af, haal die hakkies uit, jy moer hulle in die wasmasjien, jy was hulle, jy hoef hulle nie eers by draad op te hang, jy hoef hulle nie te stryk, jy hang hulle net weer so terug op, nat, hulle raak droog daar waar hulle hang. Nee? Blindings? Hoe die hel maak jy 'n blinding skoon? Dit is van goed uitskroef en afhaal en op 'n plat oppervlakte neersit en met seepwater was en afvee, en dan is daar nog daai toutjies tussenin wat kamstig wit is. Sodra daai goed stof gevang het, kry jy hulle nooit weer skoon nie. Ek is jammer, dis belaglik. So ja, moenie met my kom met 'n blinding nie. Geef my 'n gordyn. En as die gordyn stukkend is, dan moer jy hom weg in jou kop en die bene. Ja, want ek het al die geld in die wêreld mos. Maar ja, ek het vandag gespring clean. Gordyne is gewas, vensters is gewas aan die een kant. Ek het seker 5 bollings was goed gewas. Maar ja, als in preparation, ons gaan Vrydagoggend 3:00, dink ek, moet ons ry. Ons sal seker nie voor 4:00 wegkom nie, maar ons gaan try vir 3:00. Dan hoef ons net te jaag nie. Maar ons gaan anyway nie jaag nie, wie die al jaag 3:00 uit die Noord-Kaap uit Wes-Kaap toe. Maar ja, so dis dit. Ons gaan Vrydagoggend bietjie deurry Vredendal toe, want Vrydag is my reunie. So as ons, ja, ek het laas ook hieroor gepraat, dink ek. As ons 11:00 daar aankom, kan ons dalk nog so effens van 'n nap vang, bietjie gou daar by mamma die kos eet, en dan deurskiet reunie toe. Dan gaan ons daar lekker wine pairing doen, bietjie getrek raak. Saam met die mense kuier, kyk almal se kinders, kyk hoe vet almal geraak het, kyk hoe maar almal geraak het. Jokes, niemand raak ooit maar, almal raak net altyd vet. Ek included. Maar ja, ons kan kyk. Daar's 'n paar mense wat ek sal graag daar wou gehad het, soos Liesel, maar sy sit in Afrika en Namibië, so dis bietjie ver. Maar ja, sy moet maar by my kom kuier. Blykbaar is haar familie in Olifant soek, en dit is dan met om die draai van my af. Maar nevertheless, so ons gaan dan bietjie Vredendal toe, dan gaan ons reunie, en dan Sondagoggend gaan ons bietjie Kaapfontein toe. So ja, so by the way, gewoonlik is ek iemand wat altyd alles beplan. Soos, okay, ons gaan 3:00 Sondagmiddag in die Kaap aankom, 4:00 gaan ons dit doen, 5:00 gaan ons nap, 6:00 gaan ons daar eet. Ek het klaar al die besprekings gemaak. Hierdie keer, ek sê vir julle, ek het niks gereël nie. Herman sê hy hou daarvan om altyd on the fly te doen. Ek kon nog nooit dit gedoen het nie, maar ek gaan so half net saam met hom. Hy is die beursie, so hy betaal vir alles. So ek het nie regtig gesê nie. Maar ek gaan, ja, ek het niks beplan nie. Ek het niks geboek nie. Ek het niks reggemaak van ons moet dit gaan sien en dit gaan sien en dit gaan sien nie. Gewoonlik beplan ek alles in detail, want jy weet, hoe baie kom ek nou in die Kaap? Veral nou dat ek in Katoo sit. Verstaan? So gewoonlik beplan ek als haar fyn, sodat ons soveel as moontlik goed kan doen, soveel as moontlik goed kan sien, dat ek by soveel as moontlik mense kan uitkom. Want ek het baie vriende in die Kaap, maar ek sien hulle ook soos omtrent nooit nie. Jy verstaan, jy was bitter lief vir daai mense op Stellenbosch, maar nou is hulle nog steeds in die Kaap, juis in die Noord-Kaap, dit is so eentjie weg. Maar ja, ek sal maar sien, ek sal maar by die mense hoor, as ek daar gekom het.
baas julle, soos moenie werk nie, kom hang saam met my. Ja, right. Maar ja, so as julle enige voorstelle het van wat ons in die Kaap moet doen, of sien, of nuwe plekke, ek hou van kos, so sê vir my waar is 'n lekker restaurant, waar ons kan gaan eet, maar moet nie vir my soos 'n Italiaanse pasta restaurant voorstel nie, ek band, julle almal weet dit. Wel, as jy begin by episode 3 van my podcast, dan is dit nie my skuld nie, maar as jy geluister het van die begin af, ek band, ek doen keto, so moenie vir my sê, gaan eet by daai Nonna Lina, wat is haar restaurant waar ons laas loop eet het? Jy verstaan, is verskriklik lekker, dis soos authentic Italian cuisine, maar ek is nou eers te veel pasta, die pasta sit in my boude. So ja, niks pasta nie, vleis en slaai. Vleis en slaai, vleis en slaai. Ja, so as julle enige voorstelle het, julle kan comment op my Facebook of julle kan vir my 'n boodskap stuur of 'n e-mail. Die e-mail is in die beskrywing van die podcast. Ek gaan nie weer my e-mails herhaal op die podcast. Julle kan maar net daar in die beskrywing kyk. Maar ja, stuur vir my 'n boodskap as daar regtig 'n lekker plekke is wat julle dink ons sal na toe moet gaan. Maar ook nie soos plekke wat in die aande oop is nie, want ek is oud, ek gaan nie in die aand rondry nie. Soos in die aand wil ek voor die TV sit en wyn drink. Of in my bed sit en, nee, niemand drink wyn in die bed nie. Ek wil voor die TV sit of buite langs die vuur sit en wyn drink. Ja, alkoholiste drink in die bed, precies. En ons doen nie dit nie. Ek is nog steeds besig met daai boks, die Toys Kloof wat ek julle nou daarvan vertel het, en dit is al 6 dae later. Ja, ek weet nog steeds nie of ek soos hoe gereeld ek die podcast moet maak nie. Soos almal vra vir my, maar hoe baie doen ek dit? Soos ek het 'n bladsy, ek skryf goed op die bladsy neer wat ek aan dink om oor te praat. As die bladsy vol is, dan maak ek 'n podcast. As daar elke dag goed gaan wees om 'n podcast op te maak, dan sal ek elke dag 'n podcast maak, maar ek kan nie so baie praat en my keel sal seer raak. Maar ja, so ons gaan dan 'n bietjie Kaap en ek dink van Sondagoggend tot dan Woensdag en dan Donderdagoggend gaan ons bietjie na my sussie toe in Robertson. Gaan ons bietjie daar hang en dan ek dink Sondag kom ons weer of gaan ons dan weer terug Vredendal toe. Bietjie verder kuier by die ouers. So ja, ons gaan in Robertson ook wees. En net so FYI, as jy een van die mense is wat wil parfuum hê of wil aloe gel hê, ja, dis my podcast, so ek sal my eie shit bemark. As jy wil parfuum hê of wil aloe gel hê, en jy's in die Kaap, of jy's in Robertson, of jy's in Vredendal, laat weet my ook, dan bring ek saam. Ek gaan anyway klomp goed saambring, so julle kan, as julle my sien, stop my in die straat, en dan smous ek my goed. Maar ja, dit is ons vakansieplanne, so ek twyfel of ek gaan podcast maak, terwyl ons op pad is. Ek gaan dalk soos 'n paar live Instagram goedjies doen, maybe, ek weet nie, ek het soos 8 followers op Instagram op die oomblik, op my praat kos niks Instagram. Ek weet nie of daar 8 mense gaan belangstel in 'n Insta live nie, maar ons kyk maar. Maar ek sal definitief 'n paar foto's neem en dit post. So ja, ek is excited. Ons is die 6de Oktober is ons weer terug by die huis. Wel die 5de, maar die 6de is ons weer aktief. So hierdie is dalk die laaste podcast wat ek nou gaan maak. Ja, soos ek sê, ek sal sien. Dalk ry ek by Mike saam en dalk plak ek dit in by iemand se laptop en dan maak ons nog 'n podcast. Ons gaan by vriende van ons in Somerset Wes ook gaan kuier. Hulle is nogals, hulle doen verskriklike mooi fotografie, ek weet nie of julle weet nie, Koninkryk fotografie. As jy wil trou, hulle is die mense wat jy moet kry. Daar's vir julle free bemarking, Stefan en Gardi. Maar ja, hulle is great, hulle is die coolste mense en hulle neem die mooiste foto's. So dalk as ons daar by hulle is, dan maak ons 'n bietjie van 'n podcast. Ek dink hulle sal keen wees om so iets te doen, saam met my en Herman. Herman moes eintlik vandag op die podcast gewees het. Maar ja, hy is besig. Ja, ek het nog eens veel het gesê nie. Okay, ons naby familie en vriende. Sorry, hierdie geluid is my pen. Ek het my pen in my hand. Ek beduie vir myself terwyl ek praat. Ja, Herman en Pieter het vir hulle 'n draaibank gekoop. En hulle gaan nou 'n besigheid begin. Maar ja, daar's nog nie te veel detail nie, maar hulle gaan begin om, wel het klaar begin. Hulle maak geweer silencers.
soos jaggeweer silencers, en ons het dit nou die dag gaan uittoets by die skietveld, en dit werk amazing goed. Dis soos ons het video's geneem van ander silencers en hulle silencer, en jy kan soos duidelik die verskil hoor, van hulle is soveel sagter en mooier actually. Maar ja, dis 'n hele work in progress daai. So hulle het nou net begin, maar ja, Herman moes vanaand ook op die podcast gewees het, maar ek was eers seker of ek een gaan maak nie. Maar toe dink ek, kom, my bladsy is darmal half, kom ons maak enetjie. Maar ja, hy het gaan werk. Van hulle silencers, dink ek, het Pieter na Namibië toe gevat. Hy is vandag weg na Namibië toe, dink ek. So ja, hulle gaan dit nou toets, en so, even daar kan julle dit koop, vir die van julle wat avid hunters is, want ek weet, deesdae verkies al die boere wat jagplase het, dat mense met silencers skiet. So, dit is dalk 'n handige ding om te hê. Maar ja, hulle gaan dit een van die dae soos beginne bemark, ek sal vir hulle help daarmee. Wel, ek bemark het al klaar, hallo, podcast, met my 3 luisteraars wat ek het. Okay, daarom is so erg, ek sien, daar is al maar 78 mense wat geluister het. Woehoe! Een van die dae, ja, sê ek vir julle wat om te doen, soos die regering. Anyway, dis dit. So ja, maar Herman sal dalk op 'n volgende keer kom. Ek het hom nou reg die mic laat toets, maar daai soundclip is soos nie vir, dis is vir mature audiences. Ek het so hard gelag, soos vreeslik lelik gelag. Hy was 'n kaartmannetjie. Maar hy het 'n goeie stem vir die podcast. Maar ja, ek gaan hom een van die tyd sal ek hom op die lug kry, dan sal ek en hy saam 'n podcast maak, maar ek is bang hy gaan my podcast oorvat, en dan het ek nie meer podcast en dan is die podcast syne. Maar ja, dalk maak ons sommer 'n weeklikse ding af van dat hy my join, of dalk kan hy een keer 'n maand join of so. Maar ja, ek wil soos klomp mense kry. My besigheid is nog nie lekker ingerig nie. Want dis nie 'n studio hier nie, ek sit in my slaapkamer voor die rekenaar, ek het net die mic ingeplak. Die mic klink al cool, maar daar's background noises, die karre jaag hier verby, dit is verskriklik. So, ek sal graag dalk eendag nog 'n mic wil hê. Maar ons sal sien hoe gaan dit. Ek het ook nog net, ek dink 3 ure oor wat ek kan podcast record op hierdie platform, voor ek gaan moet begin betaal. So, as iemand my nie vinnig sponsor nie, dan gaan ek ook nie meer vinnig kan praat nie. Maar ja, as jy my dalk wil sponsor, jy hoef nie, maar as jy dalk graag wil, jou vir my podcast, dan, ja, die besonderhede van hoe jy my kan sponsor is in die beskrywing van die podcast. Dit sal gaaf wees. Moenie verplig voel nie, maar help a sister out. Okay, ja. Soos elke keer as ek podcast doen, Netflix, die volgende Netflix saga. Daar's baie van julle het my gevra het van my eerste podcast, was dit my eerste een? Of tweede een? Eerste een. Ja, het ek gepraat van Making a Murderer. Ek weet nie of ek het nie lekker sê nie, maar mense kon nie lekker hoor nie. Maar dis op Netflix. Baie mense, baie mense het my gevra, soos wat is dit ons kyk, want ek weet nie of hulle kan onthou nie, of hulle kan hoor wat ek sê nie, jy weet jy kan replay druk, geef my nog meer views. Maar ja, dis great, dis 'n baie goeie storie, ek volg al die mense nog steeds op Twitter. Ek het nou die dag, daai Kathleen Zellner, as jy season 2 gekyk het al van Making a Murderer, sy is 'n prokureur wat mense wat onskuldig is, maar wat skuldig bevind word, sy vat hulle sake aan. Maar sy sê ook reguit vir hulle, sy sê vir hulle, as jy skuldig is, en jy wil hê ek moet jou verteenwoordig, ek gaan heel eers uitvind, jy is skuldig. En dan gaan ek jou nie verder help nie. So moenie eers dink jy gaan my 'n rad voor die oë kan draai nie. As jy skuldig is, gaan ek dit uitvind en dan gaan ek jou los. So dis regtig net mense wat onskuldig is, en ek dink sy het al iets soos, nee, ek gaan nou lieg, ek kan nie onthou nie, maar hulle sê daar in season 2 iewers hoeveel mense sy al losgekry het, soos mense wat al vir jare in die tronk sit, wat sy dan loskry, wat met evidence so goed wat sy kry. Sy doen regtig soos die meeste moeite. Sy word natuurlik goed betaal daarvoor, want as die mense dan loskom, dan sue hulle daai mense wat hulle in die tronk gesit het vir damages.
En dis gewoonlik die mense wat baie mooi praat of hulle self goed kan uitdruk, wat dan die meeste geld kry vir damages. En een ou wat ek dink, yes, ek gaan vir jou lieg, iets soos $10 miljoen gekry vir damages, maar ek dink hy was iets soos 18 jaar in die tronk. En hy was heeltemal onskuldig. En hulle het hom aangekla vir die moord op sy eie kind. Soos, wat die hel? Maar ja, dit is Making a Murderer. Maar die onderhoud. Ek het op Twitter gesien, iemand het 'n onderhoud met haar gedoen. Die ou is actually a judge. Kan nie sy naam onthou nie, maar hy het 'n onderhoud gedoen met Kathleen Zellner. En dit was 'n 20 minute lange onderhoud, dink ek. Maar langs vir die kort, want hy vra toe vir haar, maar gaan ons 'n season 3 kry van Making a Murderer? Toe sê sy weet nie, want, en sy weet ook nie, of hulle gaan aangaan met die hofsaakie, want sy dink die hof en almal sloer, want hulle wil nie vir Stephen Avery nog 'n verhoor gee nie, want hulle sê, hulle weet dit gaan uitgesaai word op Netflix. So daar's so 'n hele ding teen hom. Ek dink as hulle eers sy saak afgehandel het, en dit dan uitgesaai het op Netflix, dan sou dinge beter uitgedraai het vir hom, maar nou het hulle season 1 uitgebring, season 2 uitgebring, en nou sit hy nog steeds in die tronk, en mense wil nie vir Kathleen, ek meen, sy file die heeltyd goed van, ons het hierdie evidence gekry, sodat hy 'n nuwe verhoor kan kry. Ek dink hulle noem dit 'n evidentiary hearing, menende, daar's nuwe evidence. So, maar hulle wil nie vir hom dit gee nie, want hulle weet dit gaan uitgesaai word op Netflix. So, dis bietjie unfair, maar ja, so sy het gesê sy gaan nooit ophou probeer om hom daai te kry nie. Wat goed is vir hom, maar shame, okay, daar is 'n spoiler, gaan nie vir julle sê nie. Maar ja, kyk dit, as jy het nog nie klaar gekyk het nie. En kyk op Twitter ook, daar's heeltyd nuus van dit, is nogals interessant. Maar ja, dit het ek klaar gekyk. Die een wat ek nou net klaar gekyk het, soos gister of eergister, is The Staircase. Okay, ek weet nie of julle dit ook 'n tydjie terug, toe Making a Murderer so 'n groot opslag gemaak het hierdie Staircase was ook nogals redelik gewild. Maar ek het dit nou reg eers gekyk. Dit is oor 'n man, hy's 'n skrywer. Hy het op 'n stadium homself op sy beskikbaar gestel om te staan vir burgemeester of something van die dorpie waar hulle bly. Ek kan nou nie onthou die details sê, dit maak nie saak nie. Maar hy was getroud met hierdie vrou, ek dink haar naam was ook Kathleen, of Catherine. Ek name is so terrible. Dus jou gesigslid nooit vergeet nie, maar moenie vir my jou naam sê nie. Verstaan, as ek en jy ontmoet, en jy sê vir my, yes Marita, my naam is Piet Pompies, ek gaan dit nie onthou nie, soos moet my nie eers kwaadlik neem, maar ek sal jou gesig herken, maar sê my nou net weer vir my jou naam. Anyway, hierdie man, die storie begin, hy word aangekla van sy vrou se moord, maar hy het 911 gebel, en toe hy hulle bel, toe lê sy vrou aan die onderkant van die trappe, so dit lyk of sy by die trappe afgeval het. Maar wat baie snaaks is, en wat nog steeds vir my pla, is dat daar was verskriklik baie bloed. Ek weet nie hoe val 'n mens by 'n trap af, nee, dat jy jouself doodbloei nie. Dit was vir my snaaks, en daar's 'n paar ander goedjies, ek dink nie hy is skuldig, hy kom nie as skuldig voor, hy kom voor as baie verwaand, en weterig, en so aan, maar ek kry nie die gevoel dat hy skuldig is nie, alhoewel daar, ja, ek weet nie, daai doodbloei storie, en daar's nog 'n paar ander goed, maar ek gaan nie vir jou sê, kyk het self, dan laat weet jy vir my of jy dink hy is skuldig of onskuldig. So dit is nie vir my so heeltemal, as jy vir Stephen Avery kyk by Making a Murderer, kan jy kan soos agterkom, daar's geen manier hierdie man is skuldig nie. Verstaan, hy word geframe, hulle was lui om die bewyse te soek dat hy onskuldig is. Hoor net die kar geluide in die pad, so van nader raak. Maar verstaan, hier by The Staircase was dit vir my so half, dit kan enige kant toe gaan. Daar was nie vir my genoeg evidence om te wys hy is onskuldig nie. Daar was ook nie vir my genoeg evidence om te wys dat hy wel skuldig is nie. Maar ja, kyk het en laat weet my wat dink julle daarvan. Dit was vir my nogal
hier die einde vir my so 'n bietjie boring begin raak. So ek het so half ander goed gedoen terwyl ek het gekyk het. Dit was nou nie vir my so goed soos Making a Murderer, maar dit was nog steeds 'n goeie ene. En as julle voorstelle het van wat om nog te kyk, laat weet my, ek is altyd oop vir nuwe stories. Maar ja, dit is my Netflix verhale. Ja, jy sien môre, wat moet ek môre doen? Môre moet ek my parfuumbottel. Ek het nuwe parfuum gekry, ek weet nie of ek het gesê het laas, nuwe parfuum ek het gekry Endangered van Avril Lavigne. Ek het gekry Red Door van Elizabeth Arden en ek het gekry Lady Million van Paco Rabanne. So, weer eens, as jy hou van parfuum en een van die tickles your fancy, dan kan jy bestel op my website. My website se details is ook in die podcast beskrywing. Maar ja, as jy wil hê, dan moet jy soos môre bestel. Andersins gaan ek eers jou bestelling doen die 6de Oktober. Ek gaan nie jou bestelling doen terwyl ek met vakansie is nie. So as jy wil parfuum hê of jy wil aloe gel hê, bestel soos nou dadelik of op die laaste die 23ste. Ja, die 23ste is hier laas of jy kan bestel die 23ste September. Maar ja, dis wat ek môre gaan doen. En ek moet my hare dye. Ja, jy kan nie nou 20 jaar in toe gaan en dan jy soos moer by grys hare nie. Herman sê hy sien nie my grys hare nie. Ons vroumense is net wyn. Maar frek, natuurlik wil ons mooi lyk. Jy wil hom hierdie mense by jou 20 jaar in met jou herken. Soos aangename kennis. Ek is Marieta, ek was saam met jou in matriek. Ek kan nie onthou dat jy so grys was nie. Nonsens. Maar ek praat net met 'n ander pel van my. Hy werk by 'n plek waar ek voorheen gewerk het. Ek gaan dit nie noem nie, dis iets wat confidential. Maar hy is in die proses om onderhoude te doen by 'n ander company. Dis actually online werk, so hy kan van die huis af werk. Wat great is, want ek meen, wat is nie lekker om van die huis af te werk nie? En as jy kan, why not? Jy kry net soveel meer gedoen in jou huis. Jy kan soveel meer tyd spandeer saam met jou gesin, as wat jy heeltyd moet commute werk toe en terug, en jy's moeg van daar sit. As jy by die huis sit, kan jy kan jou werk doen, jy kan gou vinnig in die tuin iets gaan doen, jy kan gou vinnig kos maak. Verstaan, jy hoef nie 8 ure vasgenaal te sit agter jou werk, waar jy anyway meeste van die tyd sit en niks doen nie. Want ek meen, wie van ons is regtig 8 ure van die dag produktief as hulle soos in 'n kantoor sit? Ek meen, jy raak gatvol, jy raak moeg, jy raak bored, jy doen ander goed. So ek is 'n voorstander van die huis af werk. As jy kan, natuurlik. As jy soos Herman 'n passer en draaier is dit iets wat onmoontlik. Maar ja, as jy kan, as jy kantoorwerk het, en jy's 'n goeie werker, why not? Ek meen, enigiemand kan sien, as jy nie jou werk gedoen het, of as jy jou werk gedoen het. En ek meen, soos allemaal groot mense dan nie. Maar ja, hy is in die proses, om aan te doen vir ander werk. En toe dink ek net weer, aan daai, as jy by 'n werk is, en dit is so crap werk, dat jy soek so hard, vir ander werk. Daai oomblik as jy kan bedank, is dit nie net soos die beste gevoel in die hele wêreld nie. Ek meen, ek het al so 'n werk gehad, waar jy sit in daai kantoor, dit is soos vir jou 'n nagmerrie. Jy sit daar vir 8 ure van die dag, en jy kan nie wag dat dit net kan verbygaan nie, want elke oomblik van daai werk is vir jou so afgruwelik. Jy kan soos dood, maar jy het nie 'n keuse nie, want jy het die geld nodig. So, jy spandeer die res van jou vrye tyd, die heeltyd net om 'n ander werk te soek. En daai dag, as jy vir daai mens kan sê, luister hierso, dankie, maar nee dankie, ek gaan nou, bye. Is dit nie soos die beste gevoel in die hele wêreld nie? Dit was een van my beste gevoelens in die hele wêreld, toe ek daai dag kon loop. Ja, ek weet nie of almal of enigiemand, wel daar is seker mense wat sulke ervarings gehad het, maar party mense is gelukkig en kry soos die beste werke waar hulle vir ewig kan werk. Ja, elke werk het sy ups and downs, maar party werke is net soveel beter met mense wat goed kan saamwerk
Daar's party mense daar buite wat nie 'n baas moet wees nie. Dit kan ek vir jou nou sê. En mens kry hulle so gereeld in leierskapposisies en ek weet nie hoe die hel hulle daar kom of hoe hulle daar bly nie. Ek dink hulle enigste rede hoekom hulle nog in besigheid is omdat mense so flippin desperate is vir werk en dat daar nie ander werk is nie, dat hulle maar net daar bly. Van baie mense het groot geword, jy het 'n werk, wees bly jy het 'n werk, jy mag nie soek vir ander werk nie, jy moet daar bly. Dit gaan sleg lyk op jou CV as jy te veel werk het. Ja, maar dit gaan sleg wees vir jou gemoed as jy by 'n plek bly wat jou so afkraak en amper sê ek depressed maak elke dag. Soos nee, as jy kan, gaan. Verstaan, al is dit vir dieselfde salaris by 'n ander company, soos skuif net. Wat is beter vir jou gemoed. Nou ja, dit is my rant en ry vir die dag. En dan het ek mos op Facebook vir julle gevra. Ek het eers gevra, wat is die slegste ding wat al met jou gebeur het in 'n verhouding? Maar ek het verskriklike antwoorde gekry. Soos, ek kan dit eers regtig publish nie. Ek kan dit nie hier vir julle sê nie, want dit is regtig, dit is verskriklik. Ek kan nie dink dat daar mense is wat deur sulke goed gaan, en dan nog in die publiek verskyn met 'n glimlag op hulle gesigte nie. So ja, ek is vreeslik jammer vir daai mense. Ek meen ons almal het al deur crap gegaan, maar ja. Dit is nogals rof. Maar ja, toe het my suster vir my 'n ander idee gegee, vir interessante Afrikaanse woorde wat ons nie meer gebruik nie, of soos nuwe woorde wat mense uitgedink het. Ek dink is nogals oulik. Maar kom ek lees eers vir julle van die comments wat mense gegee het op my muur. Okay, van julle het soos goed gesê, wat die definisies nie heeltemal is soos wat hulle sê in die woordeboekie. En my niggie Larina het gesê beguilik. Sy sê mense dink sy het die woord opgemaak, maar dit bestaan. Ek dink beguilik is iets wat in ons familie bestaan of ontstaan het, want dit is definitief nie in die woordeboekie. Maar as jy beguilik is dit eintlik maar jy's net vermakerig. Lekker simpel, daai nar stadium. Ek is gewoonlik die beguilikie in die familie. Maar ek dink sy ook. Het is nou hulle twee sissies. Nee, ek weet okay. Sy en Larina Marijke is altyd even beguilik. En Herman, my liefste kerel, hy het gesê pierewaier. Dis typies hy wat sal pierewaier. Maar ja, van julle weet nie weet nie, dit is wag, kom ek lees net vir julle die official. Dis 'n losbol, 'n swierbol, 'n joller, 'n rondjoller, 'n losbandige, 'n ligmis, laventelhaan. Ek gaan vir hom laventelhaan doop van nou af. 'n hedonis, 'n libertyn, is daai nie die snaakste ding ooit hè. Is hoogmoedig, plesiersoeker. Maar ja, dis dit. En dan het Liesel, my vriendin, met my nie gaan join by die reunie nie. Vir my ander woorde gesê, bollemakiesie. Ek meen, wanneer laas jy daai woord gehoor? Doen kinders ooit nog bollemakiesie deesdae? Okay, maar jy weet wat 'n bollemakiesie is. Dis daai wat jy soos, jy val basically boor jouself tot jy weer regop is. Jy slaan vooroor. Bollemakiesie, dis oulik. En dan is daar ook 'n slangehang wat sy gestuur het. Dit is tydmors of verwyl. So as jy slange hang, dan mors jy jou tyd. En dan is daar ook afslaap, deur slaap kwytraak. Jy moet al jou kwellings, sorge, bekommernis, kwaadheid, norsheid maar gaan afslaap. Die dronkaard wat sy roes afslaap. So as jy daai hele bottel wyn gedrink het, dan moet jy jou roes gaan afslaap. So dis nogals oulik. En slapchip is ook is ook 'n woord. Dis is ja. Ons almal ken 'n slapchippie. Hanna. Wanneer laas het jy gehanna? Dis seker ook maar bietjie lui wees. As jy maar net sit en niks doen nie, jy hanna bietjie. En dan die ander wat Liesel vir my gestuur het, hiersoos oulike en snaakse goedjies.
laat weet my of julle al hierdie gehoor het, dis vrek snaaks, okay? Okay, maar dit is soos 'n ander woord vir 'n normale Afrikaanse woord. Soos aftree is kierieverlof in jou lewe. Alkohol is slingersous. 'n bleeksteel is 'n fooskoos. 'n fiets is 'n draadkameel. Okay, Herman ry nie meer fietsie, Herman ry nou draadkameel. As jy iets eet, dis tandslaan. Aap is 'n sitbok. 'n blonde oomblik is 'n breinpause. Ja, ek het 'n paar breinpauses as ek my podcast maak, want partykeer dan jy weet wat jy wil sê en dan kom maar soos 'n ander gedagte in jou kop op en dan vergeet jy heeltemal waarmee jy besig was. Ja, dan is my brein te pause. 'n e-pos is 'n vonkpos. Gremering is jeugdeeg. Okay, hier is een wat ons almal ken. 'n toilet is 'n porseleinskooter. Ek laaf daai ene. 'n mooi meisie is 'n asemdief. Dis actually nogals mooi. 'n asemdief. 'n omgekrapte maag is 'n barsblerts. Okay. Jy moet nie te veel yoghurt eet, jy gaan 'n barsblerts ontwikkel. As jy oorgewig is jy duidelik sigbaar. 'n sakrekenaar is 'n sompompie. Lyftaal is skeletklets. Skipens is cellulietsokkies. 'n snelweg is 'n boeteroete. Springmelies is kitskoring. Dan Tipex is flaterwater. 'n tissue is 'n snoetsponsie. Dis oulik. Burp wat ek gereeld op die podcast doen sonder om dit uit te edit, jammer vir julle, is 'n keelknal. Ek gaan probeer met onthou. Sorry, dit was 'n keelknal en ek hoop julle het gehoor hè. Graanvlokkies is olifantskilvers. Okay, dis bietjie gross. Wie eet cornflakes? Soos hou op daai olifantskilvers eet. Slaap is laken vasdrap. Ja nee, dit gaan definitief hier so, in die bed. Ouete huis is 'n kierikoshuis. Ja, dit is dit. En dan, ek sal dit, sit nou hierdie op my Facebook gesit, maar ek sal dit share op my blad. Kom ek doen dit sommer nou, want ek gaan vergeet. Nie blad nie, ons is 'n groep nie. Share to group. Kom ek sit dit op ons groep. Waar is my groep? Vrek. Ek het te veel groepe julle. Hier so sy. Okay, so as julle dalk gehoor het wat ek lees hier, ek weet ek lag en gesels teen mekaar, maar ek het dit nou op Praat Kos Niks se Facebook groep gepost, so julle kan dit lees daar en dit deel as julle wil, dis baie oulik. Maar ja, dit is dit vir my podcast. Ek wonder wat ek nog kan bysit waaroor ons kan praat. Maar ja, as julle, soos ek nou sê, ons gaan 'n bietjie Kaap toe, as daar 'n plek is, of iets is wat ons kan sien, of 'n lekker wynplaas, ja, ek was seker al op meeste van hulle, maar julle kan maar weer vir my laat weet, wat is julle gunsteling wynplaas, dalk doen ons 'n live van een van die wynplase af, terwyl ons wyn drink, en gekletter raak. Laat weet vir my, wat is jou gunsteling wynplaas, wat is jou gunsteling restaurant in die Kaap, of in Robertson, ek my suster weet, maar laat weet my, wat is julle gunsteling, dalk is daar 'n nuwe plek wat ek kan uitprobeer. En ja, as ek met julle praat gedurende ons vakansie nie, gaan ek julle definitief weer pla met 'n podcast hier by die 6de Oktober rond. En ja, dis oor en uit vir my. As julle hou van my podcast, asseblief tag my in julle Instagram posts, #praatkosniks. Laat ander mense ook uitvind van die podcast. Ek dink mense hou redelik baie daarvan. Ek kry net komplimente. Maar ja, as enige negatiewe feedback is, laat weet my. Herman sê ek moet minder sê lang storie kort. Maar ek dink ek het een keer hierdie podcast gesê en ek het baie hard gekonsentreer om dit nie te sê nie. Maar ja, as julle enige kommentaar of raad of iets het, laat weet my. Ek is oop vir julle kommentaar. Maar ja, julle moet lekker slaap. Ek moet my kos uit die slowcooker uit gaan haal en my wyn opdrink. O ja, en dan weet vir my wat se wyn moet ek volgende koop. Onthou my opsies is limited. Ek sit in Kato. Okay, bye!